Ok, ek is opgewonde oor die woord. Kom ons bid net oor die woord. Vader, dankie vir u woord. U woord is kragtig, Here. U woord is die rots van ons lewe. Here, ons wil u woord hoor, maar ons wil reageer op u woord. Ons wil ons lewe bou op die onwankelbare rots van u woord, Here. Maak ons stabiel in ons weë. Here, sodat ons sal wees soos manne wat geplant is langs waterstrome en vrouens, Here, wat se wortels geskiet is, Here, en op die regte tyd vrug oplewer, want ons is geanker in die woord, en Here, u woord is die waarheid. Mag u woord seëvier in Jesus naam. Amen. Goed, nou ek wil begin met 'n skrifgedeelte, en ek gaan vanoggend so 'n bietjie 'n storie lees vir julle. Wie van hou van stories? Die Bybel is vol stories, en daar is eintlik fenominale stories in die Bybel, so ek gaan nou amper uitkom by so 'n stukkie storie wat ek vir jou gaan lees, maar ek wil eers die fondasie lê in Lukas 9, vers 49 en 50, waar die disippels so bietjie bekommerd. Nou, dit is typies mens. Soms as ek na die disippels kyk en dink ek, ja Here, is ons nie maar dieselfde nie. Weet, ons almal is mense en ons almal het maar ons issues. Of ken julle mense met issues? Of ons is maar 'n sensitiewe wese, né? En ons het maar ons maniertjies en ons dinge wat ons doen, né? En hier is die disippels, en dit laat my soms net dink aan kerkmense. Hy sê, Johannes het geantwoord gesê, Meester, ons het iemand gesien wat in u naam die duiwels uitdryf. En ons het hom beleid, omdat hy u nie saam met ons volg nie. Interessant. Jesus weet ons het oral rondgegaan saam met sy disippels wat hom gevolg het, en hy het duiwels uitgedryf en hy siekes gesond gemaak, maar hier was iemand wat hulle raak geloop het, wat in die naam van Jesus, nie Jesus volg soos die disippels Jesus volg nie, maar daar was resultate. Want hy het in die naam van Jesus duiwels uitgedryf, maar hy het nie Jesus gevolg soos die disippels hom gevolg het nie. En soms is ons uitdaging in die lewe dat ons word geaffronteer, of ons neem soms aanstoot, Engelse woord is offense, omdat mense dit nie doen soos ons dit doen nie. Ja, maar daai kerkse mense, jy hoor van daai kerkse mense, jy hoor van daai en daai en daai, mense, mag die Here ons bewaar. Ek dink altyd so in 'n skrifgedeelte in Handelinge, waar die disippels gevange geneem is, en een van die wyser manne tussen die priesters, het vir die ouens gesê, toe hulle wil eintlik doodmaak en slaan oor omdat hulle besig om die naam van Jesus te verkondig, toe sê, weet jy wat, daar was 'n vorige beweging wat ook opgestaan het, en hierdie ou het verkondig dat hy die Christus is, maar dit het nie gebly nie, want dit was nie van God af nie, en sy woorde was, as hierdie van God af is, sal dit staande bly. As hierdie nie van God af is nie, sal dit nie bly staan nie. God hou wag oor sy kerk en oor sy werk. As iemand optree buite sy wil en sy plan, buite die skrif, gaan God dit uitsorteer. Dis nie my plek en jou plek en ons werk om te kritiseer en uit te sorteer, omdat mense dalk dit nie doen soos ons dit doen nie. Want hier is ons die disippels. Here, ons het hierdie ou sommer beleid. Ons het hulle bestraf. Julle kan nie. Julle kan nie in Jesus naam duiwels uitdryf nie. Wel, as vrug, mense kom vry, maar hulle belê die mense. En hoor wat Jesus se reaksie. Hy sê, maar Jesus sê vir hom, moet hom nie belê nie. Want wie nie teen ons is nie, is vir ons. Wie nie teen ons is nie, is vir ons. Al doen hy dit nie soos julle dit doen nie. Al is hy nie elke dag my volgeling soos julle my volgeling is nie, hy is aan ons kant. Ons is in dieselfde span, want ons veg dieselfde duiwel. Ons verkondig dieselfde evangelie. Hy gebruik dieselfde naam. So moenie hom belê nie, want hy is aan ons kant. En hier is die ding van die lewe, kerk, en die vraag wat ek vanoggend vir jou wil vra is, aan wie se kant is jy, en wie is aan jou kant? Dink aan jou lewe en dink met wie jy jouself omring. Dink aan jou, ons noem dit van jou, die Engels praat van jou peer group, jou invloedsgroep. Weet, in ons vandag se wêreld is dit mos die groot naam influencers. Weet, ons het nie dit gehad in ons jare terug. Dis influencers. Hulle het nou iewers 'n klomp video's en hulle het 'n klomp goed op en dan jy moet net
ja, in ons kultuur moet jy bietjie kras wees en bietjie dom klink en dan kry jy baie volgelinge. Ek verstaan dit nog nie. So ons moet nie te slim klink nie. En ons moet so, het eendag iemand sê, dis diep. En my dogter se reaksie is, ja, as jy vlak is enigiets vir jou diep. Van sekere goeters, is vir sekere mense diep, dan dink ek, regtig, weet jy, as ons partykeer net so 'n bietjie geluister na ons musiek, nie ons musiek, maar die musiek wat daar buite is interessant, weet hoe ons, maar hier is die ding, ek en jy ons kan 'n keuse maak, aan wie se kant ons is, en wie aan ons kant is. Want dit maak saak in die stryd wat jy besig is om te stry, wie aan jou kant is en wie se kant jy is. En hier is die versigtigheid wat Jesus eintlik vir die disippels kom sê, moenie jou fokus plaas op die wat teen jou is nie. Dis 'n boek wat geskryf is, ek dink die boek se naam is The Final Quest, deur Rick Joyner. En hy skryf in die boek, hy sê dat, weet julle dat die Christelike weermag is die enigste weermag waar die soldate teen mekaar draai en mekaar skiet. Want dis wat die vyand deur die jare reg gekry het, om onmin te bring, onmin te saai in die kerk, en die fokus te plaas na mekaar toe, dat ons vergeet van die stryd wat eintlik belangrik is, om die bose te oorwin. En dis wat Jesus vir hulle kom sê, luister boys, los hierdie ou. Hy's besig met goeie werk, en hy doen dit nog in my naam, so my naam word verheerlik hierdeur. Moet hom nie belet, jy moet hom nie stop nie, want hy is, wie nie vir ons is teen ons, en wie nie teen ons is vir ons. En dis 'n vraag wat jy soms vir jouself moet vra. Weet, sit ons te veel fokus op die wat nie saamstem nie. Ek moes daai les leer. Daar's baie keer mense wat net nie saam met my stem nie. Okay, is reg. Jy het die volste reg om nie saam met te stem nie. We have the right to differ. Maar dan soms sit ons soveel energie in en ons span soveel tyd in om mense te oortuig om net te doen wat ons hoop hulle wil hê ons moet doen. En dan mis ons die wat aan ons kant is. Waar is jou fokus? Jy moet weet wie aan jou kant is, want jy gaan met 'n vrymoedigheid in 'n stryd, en as jy weet, wat is die weermag wat saam met jou loop in hierdie stryd. Ja, ek wil gaan na die lewe van Dawid. Dawid was 'n man na God se hart. Dawid was 'n fenominale koning, hy het fenominale oorloë oorwin, hoeveel stryde het hy oorwin. Maar Dawid het nie alleen in hierdie stryd ingaan. Ja, ons weet Dawid en Goliat was die begin van Dawid se deurbraak eintlik, maar voor dit het al die leeu en die beer verslaan. Maar ek wil vanoggend vir jou kom wys gou dat Dawid het nie alleen gefunksioneer nie. Dawid het manne aan sy kant gehad. Mense wat saam met hom is, wat vir hom is, wat nie teen hom gestaan het nie, wat 'n pad met hom gestap het, dat hy geweet het, hy moes iets aanpak, dan het hy geweet, hy kan dit met 'n vrymoedigheid aanpak, want hy het geweet wie aan sy kant was. As jy iets moet aanpak, as jy 'n nuwe projek moet aanpak, as jy iets in geloof moet aanpak, het jy vanoggend die sekerheid wie saam met jou in hierdie geloof gaan staan en sê, ek het jou rug. I've got you. Ek is saam met jou, ek is aan jou kant. Ek glo in dit wat jy wil aanpak, ek glo in hierdie visie, ek glo in hierdie roeping, ek glo wat die Here jou voor geroep het. Dis belangrik om dit te hê. Dawid het dit gehad. Nou, die woord praat van Dawid se helde. Hy het so 37 manne, 37 helde gehad, wat saam met hom 'n pad gestap het. En hierdie was net manne wat, as jy lees van hierdie manne, sien jy dat Dawid kon regtig met vrymoedigheid staat maak op hierdie manne. Nou, net kom ons lees bietjie oor hierdie manne wat aan Dawid se kant was. Nou, ek dink as ek en jy ook so 'n paar manne aan ons kant gehad het, wat vir ons is, sal ons ook 'n paar goeders kon aanpak. Sal ons geloof soveel sterker gewees het, want jy sien, geloof is nie iets wat eintlik alleen moet funksioneer nie. God het ons geroep om saam te werk. Ek gaan nou die boodskapvertaling lees, want hy vertel dit net as 'n storie, so jy hoef nou nie elke naam te memoriseer en so nie, maar ek wil julle net 'n idee kry van hoe het hierdie manne gelyk wat aan Dawid se kant is. Wat nie teen hom gestaan het, maar wat saam met hom gestaan het in al sy gevegte. En dit hier aan die einde van Dawid se lewe in 2 Samuel 23 beskryf hierdie man. Hy sê hier is die name van Dawid se dapperste soldate. Nou, vergewe my as ek van hierdie name verkeerd uitspreek, want dit is 'n interessante name. Joseb-Basabet van die Tegmon familie. Maar hoor wat hulle gedoen, was 'n leier van die beroemde 3. Hy het in een geveg met sy oorlogsbuil, nou een man,
Een geveg sy oorlogsbyl wat hy so bokant sy kop swaai 800 man kaf geloop. Eleazar, Dodo se seun, Doudos, daar was al lank Doudos gewees, was die tweede van die 3 beroemde helde van Dawid. Hy was van die Agag familie. Hy was by toe hulle die keer die Filistyne uitgetart het wat reg was vir die geveg. Toe die Filistyne storm het die manne van Israel teruggeval, maar Eleazar het bly staan en teen die Filistyne geveg tot hy 'n kramp in sy hand gekry het en nie die swaard kon los nie. Die Here het daardie dag 'n groot slag vir die Israeliete geslaan. Die manskappe het hom later gaan help, maar eintlik was dit maar net om die klere en wapens van die lyke af te haal, want hy het klaar oorwin. Almal verslaan. Een man. Die derde een was Samma. Hy was Agee wat van Harar afgekom het se seun. Die Filistyne het een keer by Legie saamgetrek. Daar was 'n land vol lensies en die manskappe het vir die Filistyne gevlug, maar Samma het in die middel van die land gaan staan om dit te verdedig en die Filistyne teruggedryf. Die Here het so vir die Israeliete 'n groot slag geslaan. 3 van Dawid se 30 helde het een keer in die oestyd na Dawid toe gegaan, waarin die Adullam grot was. Die Filistyne se leer het in die spooklaagte kamp opgeslaan. Dawid het toe in die berg weggekruip, omdat die Filistyne afdeling soldate in Bethlehem gehad het. Dawid het gesig en gesê, nou, hoor gou, wie is vir jou, en wat sal hulle vir jou doen? Want is een ding om te weet, iemand is vir jou, maar wat is hulle bereid om vir jou te doen? Dawid het gesig en gesê, ek wens daarom iemand kon nou vir my water gee uit die put van Bethlehem. Daar nes jy in die dorp ingaan. Die 3 heldhaftige mans het toe by al die Filistyne se wagte verbygegaan en water gaan skep uit die put waar jy in Bethlehem ingaan. Hulle het dit vir Dawid gevat, maar hy wou dit nie drink nie. Hy het dit vir die Here op die grond uitgegooi en gesê, ek sal dit nooit drink, die Here. Dis so goed soos die bloed van die mans wat hulle lewe gewaag het om dit te gaan haal. Hy wou dit glad nie drink nie. Nou, ek dink, hulle het so 'n bietjie vir Dawid bewys, Dawid, ons het jou rug. Hy was net dors. Nou, ons sal deurbreek deur die Filistyne se leermag en ons sal vir jou gaan water haal. Dit is hoe dapper daardie 3 was. Abisai, Joab se broer en die seun, Seruja, was die leier van die 30 helde van Dawid. Hy het met sy spies 300 manne doodgesteek. Ek hoop jy sien die prentjie. 300 mense is baie manne. 800 manne, dis baie manne wat een. Sy naam word saam met die 3 mans genoem wat vir Dawid water gaan haal het. Hy was 'n beroemder as die 30 helde en het hulle leier geword, maar hy kom nie naby die beroemde 3 nie. Benaja, die dapper Jojada se seun, wat van Kapseel afgekom het, is vir baie dinge bekend. Hy het die 2 mans wat die leeu's van Moab genoem is, doodgemaak. Dis hy wat eendag, toe dit gesneeu het, in die ondergrondse reservoir ingegaan en 'n leeu daar doodgemaak het. Ag, sommer net kom ons gaan. Dit is 'n bietjie koud vandag. Ek wil myself bietjie opwarm, kom ek gaan maak gou 'n leeu dood. Dis ook hy wat daardie dag daardie lang Egiptenaar doodgesteek het. Die Egiptenaar het 'n spies in sy hand gehad en Benaja het net 'n stok gehad. Hy het die spies uit die Egiptenaar se hand geruk en hom met sy eie spies doodgesteek. Dit is hoe dapper Benaja seun van Jojada was. Sy naam word ook saam met 3 helde genoem wat vir Dawid water gaan haal het. Hy was beroemder as die 30 helde, maar hy kom ook nie naby die beroemde 3 nie. Dawid het hom die leier van sy leiwag gemaak. En dan gaan hy verder aan en hy noem die name van al die ander helde van Dawid. Ek sal nog gaan afgehou het om een van hierdie manne te kon ontmoet. Wat net besluit om te sê, weet jy, ek staan nie terug nie. Want ek het 'n koning om voor te veg. Die vyand kan aanval en almal kan agter my vlug, maar ek gaan staan. Al beteken dit dat my swaard in my hand vasklou, want my hand kramp so van die geveg, dat ek nie kan laat gaan nie, ek sal nie ophou nie. En daar's van hierdie manne gepraat.
as helde. Hulle name is versprei, hulle name is genoem as die helde van Dawid. En weet jy, hulle motivering was hulle koning vir wie hulle geveg het. Hulle het nie opgegee nie. En Dawid het hierdie vrymoedigheid gehad, as hy weet daar was 'n stryd om te voer, het hy geweet wie saam met hom is, wie aan sy kant is, wie vir hom sal veg, wie vir hom net selfs water sal bring as hy dors is. En dis 'n ander dimensie waarin hy gefunksioneer het met die wete, ek doen nie hierdie alleen nie, ek doen nie hierdie op my eie nie. En dis die groot ding, kerk, ek en jy moet verstaan hoe belangrik die verhoudings in ons lewe is. Verhouding met mense rondom ons, verhouding met mense wat bereid is om die ekstra myl saam met ons te stap. Om ook daai mens te wees, daai persoon te wees wat sê, maar ek sal inkoop en ek sal glo en ek sal daardie ekstra myl stap vir 'n volgende persoon wat dit dalk nodig het, in wie ek glo, vir wie ek daar kan wees. So hierdie Dawid se hele verhaal in 1 Samuel, 2 Samuel, jy kan dit gaan lees, dit is goeie verhaal om te gaan lees, om te sien hoe God hom uitgered het, en hoe God vir Dawid manne kom gee het, wat in hom glo, aan sy kant, wat vir hom is. En dit is wonderlik, en dit is fantasties om te weet, wie aan jou kant is. Maar soms gebeur die lewe, en dan is jy alleen. Dawid het 'n oomblik van benoudheid in sy lewe beleef. Met hierdie manne wat aan sy kant is, en wat vir hom is, en wat saam met hom geveg het, op wie hy vertrou het, wat die ekstra myl vir hom gestap het, daar was 'n oomblik in Dawid se lewe wat selfs hierdie manne teen hom gedraai het. En hier is die ding, kerk, is dat ons waardeer die verhoudings, ons waardeer die mense wat God in ons lewe kom byvoeg. Mense wat ons versterk, mense wat ons bemoedig, mense wat ons by die hand vat om te sê, weet jy wat, ek is hier vir jou, ek loop saam met jou, maar een ding het ek geleer in die lewe, dat jy nie altyd op mense kan staat maak nie. En die ding is, ek sê dit nie vanoggend as 'n verwyt of as 'n aanklag teen mense nie. Maar soms is jy net in daardie situasie, wat die mense wat om jou is en wat wel saam met jou is en aan jou kant is, jou net nie kan help nie. Wie van julle was al daar? Wat mense vra, maar wat kan ek vir jou doen? Wat kan ek? En dan weet jy, daar is net niks wat hulle vir jou kan doen nie. En dis nie 'n goeie plek dis nie 'n lekker plek om te wees wat jy besef, daar's nou geen hulp nie. Daar's nie 'n backup plan wat vir my gaan werk nie. En dis 'n uitdagende plek om te wees, en Dawid kom op daai plek waar hulle 'n stryd gestry het, hulle het gaan veg, en hulle kom terug van die slagveld af, en hoor wat gebeur, 1 Samuel 30 vers 3, hy sê, toe Dawid met sy manne die stad inkom, lê dit daar met vuur verbrand, want daar het 'n bende ingekom, en die stad kom verwoes, en hulle vroue, en hulle seuns, en hulle dogters, was as gevangenes weggevoer. Nou, weet, hulle kan alles vat van jou, maar as hulle kom by jou gesin, dan is ons hypersensitief, wat ook reg so is. En hierdie manne wat saam met Dawid geveg het, is hierdie helde, hierdie waagmoed manne wat soveel vermag het, en hulle het 'n oorwinning behaal, en hulle kom terug met hierdie oorwinning, en toe hulle by die huis kom, toe die vyand, want dis so slinks die vyand is, hy kom soms by die agterdeur in. Ek en jy is hier besig met die dinge van die Here, en ons is hier besig om te werk, en ons is hier besig om oorwinning te behaal, dan kom die vyand hier by 'n agterdeur in, en hy kruip in baie slinks, en hy kom verwoes, want hy's 'n slinkse slang. Hy loop rond soos 'n brullende leeu, en hy soek wie hy kan verslind, en hierdie vyand ingekom, terwyl Dawid en sy manne besig is, en hy kom steel, hy kom plunder, want hy is die een wat kom 'n slag in te verwoes en te steel. Daarop het Dawid en die manskappe wat by hom was, hulle stem verhef en geween, totdat daar geen krag meer in hulle was om te ween nie.
Hierdie manne was uitgeput, hulle het nou net 'n oorwinning behaal en ek dink hulle was redelik fisies moeg. En hier is die ding van ons moegheid, kerk, en dis hoekom ons baie keer 'n klem plaas op die belangrike gebod wat God vir ons daar gestel het, is jy moet rus. Dis nodig om fisies te rus, verseker, maar soms om fisies te rus is nie rus nie. Want hierdie manne was hierdie krygsmanne gewees, hierdie helde, maar toe dit aan hulle harte kom raak, toe word hulle gedreineer in hulle krag. Daar's goed wat jou hart raak, wat jou net moeg maak. Daar's goed wat in jou binneste wat jy beleef het, wat jou net uitput. Emosionele dreinering is 'n gevaarlike dreinering. En dis iets wat ons ignoreer. Ons het baie laas jaar oor trauma gepraat en ons sal nog altyd oor trauma praat, want trauma is dreinerend. Dit het 'n fisiese, emosionele inwerking. En weet jy, hier is die ding van emosies. As jy emosies moeg raak, as jy emosies uitgeput raak, jou liggaam reageer op jou emosies. En hierdie manne, wat hierdie krygsmanne is en hierdie helde van Dawid was, is in 'n plek van trauma en hulle beleef, hier's nou moeilikheid, ons vrouens, ons kinders, ons seuns, ons dogters is nie meer hier nie, ons huise is afgebrand. Dink net vir 'n oomblik, manne, jy kom van die werk af, hier is jou huis plat en jou vrou en jou kinders is weg. Ons moet onsself in die stories inleef om te besef wat hier gebeur het. Hy sê daarop het Dawid die manskappe wat by hom was, hulle stem verhef en geween totdat daar geen krag meer in hulle was om te ween nie. Ook Dawid se 2 vroue, ek gaan eers 'n naam noem, die vrou was as gevangenes weggevoer. En hoor wat gebeur hierso, en dis wat soms gebeur in tye van trauma. Tye wat ons, want wat is trauma? Dinge wat buite ons beheer is, dinge wat 'n skok op jou stelsel is. Wat gebeur met hierdie manne, hierdie helde van Dawid, hierdie ouens wat bereid is om van water te gaan haal, deur die hele weermag te breek, hierdie ouens wat hierdie magtige werke gedoen het. Hy sê, Dawid het dit baie benoud gehad, want die manskappe het gepraat om hom te stenig. Hulle is kwaad. Hulle is getraumatiseer. Hier is die gevaar van trauma. En ek wil dit vanoggend vir jou noem, kerk, want ons is almal mense, trauma vat aan ons. En hierdie emosionele uitputting het reaksies. En die eerste reaksie is, ek is kwaad. En as ek kwaad is, wil ek blameer. En hulle blameer vir Dawid. Hulle wil hierdie man vir wie hulle bereid is om te veg, draai hulle teen hom. En dit is 'n plek van benoudheid, 'n plek wat Dawid eensaam voel, alleen voel. Ek meen, hy kon baie ander goed aanpak, want hy het dit nie alleen aangepak nie. Hier was mense wat hom ondersteun het, ouens wat saam met hom geveg het, ouens wat vir hom geveg het. Maar hier vir 'n oomblik is Dawid skielik stoksiel alleen. Ek weet nie wat se kant toe nie. Moet ek links, moet ek regs, moet ek vorentoe, moet ek agtertoe? Ek weet nie wat se kant toe nie. Wat maak ek? Want die mense op wie ek staat gemaak het, die mense op wie ek gesteun het, dis die mense wat nou teen my draai. Hulle is nie meer vir my nie, hulle is nou teen my. Dis nie 'n lekker plek om te wees nie. Wat doen ek in hierdie oomblik? En kerk, hier is die ding, die wêreld en die lewe bring ons soms op daai oomblik, maar ek wil vir een ding vanoggend kom herinner, en dis die woord wat die Here vir ons vanoggend wil herinner en vir jou kom sê, ek is die God wat vir jou is. En ek sal altyd vir jou wees. En Dawid het dit verstaan, Dawid het geweet, die woord sê hierdie magtige krygsman, Dawid self, 'n man na God se hart, hy self het die benoudheid beleef, hy self het gesien, hier is nou moeilikheid, hy self was treurig geweest oor sy vrouens wat nie meer daar is nie, hy was ook emosioneel uitgeput, maar hier kom sy eie manskap en sê, dis jou skuld, ons gaan jou stenig, ons gaan jou doodmaak, want ons wil jou blameer, want jy is die leier van wie ons is. En wat doen Dawid? Dawid besef, ek kan nie hier opstaan op my eie vermoë, my eie krag nie. Dawid besef, ek kan myself nie verdedig nie. Wat maak hy? En as jy Bybel by jou het, moet jy hierdie gedeelte onderstreep. Hy sê, Dawid het baie benoud gehad, die manskap het gepraat om hom te stenig, want die siel van al die manskappe was verbitterd, elkeen oor sy seuns en sy dogters. Maar, is daar hierdie maar in jou lewe? Ek weet nie wat se kant toe nie, ek kan nie meer die bankbestuurder bel nie, dit gaan nie meer werk nie. Ek kan nie meer soontoe nie, ek kan nie meer links, ek kan nie meer regs, ek kan nie meer voor, ek kan na niemand toe gaan nie, want ek voel net alleen, ek voel net eensaam in hierdie oomblik, ek voel net niemand is vir my nie. En dan so maklik kan ons in daai plek kom wat ek voel ek is 'n
Engels is ek's 'n victim. Ek's 'n slagoffer. En Dawid kan nie op sak en as gesit en sê, ag Here, wat het ek verkeerd gedoen? Hoekom straf U ons? Weet, dis baie keer dat mense geneig is om te doen. Here, wat het ek nou gesondig? Hoekom wil U nou hierdie oor ons bring? Hoekom is ons vrouens en ons kinders en almal nou weg? Here, ons het vir U gaan veg. Ons het vir U naam gaan veg. Here, en Dawid kon God maklik blameer het, maar Dawid het geweet wie sy God is. Hy het een ding geweet, al draai my manskappe teen my, ek weet wie vir my sal wees. Dis die God wat ek kan bid, die God wat my geroep het, die God wat my gesalf het. Hy sal my nie begewe, hy sal my nie verlaat nie, hy sal nie teen my draai nie, want hy is die God wat vir my is. Maar Dawid het homself versterk in die Here sy God. En kerk, hier is die woord van die Here. Hy roep jou om te sê, wees op daardie plek in jou lewe wat jy weet dat jy op my kan staatmaak. Moenie afhanklik raak van mense nie. Moenie afhanklik raak van omstandighede nie. Moenie afhanklik raak van medikasie nie, want alles in hierdie wêreld kan jou net so ver help. Maar daar's een wat jou verder vat. Daar's een wat jou hoër vat. Daar's 'n een wat vir jou gaan deurkom. En dis die God wat die skepper is van hemel en aarde, Elohim. Hy is die een wat in staat is om jou omstandighede te verander in oomblikke. Hy is die God wat die see oopgekloof het en 'n weg oopgemaak het, sodat sy volk droog soos daar kon deurstap. Wat is dit wat hy vir jou nie kan doen, die kerk? Dis die God wat vanoggend vir jou wil kom sê deur sy woord, soos ek aan Dawid se kant gebly het, is ek nog steeds aan jou kant. Het Dawid droog gemaak? Het hy iewers al teleurgestel in sy eie lewe? Verseker, maar God het hom nog steeds nie verlaat nie. Hoekom? Want God het geweet, my God se liefde is groter as my teleurstellings. Daar's niks, as 'n belofte wat Paulus skryf in Romeine 8, daar's niks wat ons ooit sal kan skei van sy liefde nie. Maar Dawid, wat doen Dawid? Hy draai na God toe, hy draai nie na mense toe nie, hy draai nie na die manskappe toe nie, hy draai nie na sy rykdom nie, hy draai nie na dit wat tot sy beskikking is aards nie, hy draai na die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en hy versterk hom in die Here sy God. Miskien is die vraag volgend, hoe doen ek dit? Hoe versterk ek my in my God? Dalk is jy op daai plek, dalk was jy op daai plek. Ek wil nie vanoggend oor jou spreek dat jy op daai plek gaan kom nie. Maar wat ek vanoggend vir jou wil sê is, hy is aan jou kant. God is vir jou. Hoe versterk ons in die Here? Nommer 1 is, onderwerp jou aan God. Dis nederigheid. Onderwerp jou aan God. Hoor die belofte Jakobus 4 vers 6. Maar hy gee groter genade, daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Onderwerp julle dan aan God. So hoe onderwerp ek my? Ek buig my voor God neer. Ek sit alles by sy voete neer. En hoor die resultaat van 'n lewe onderworpe aan God. Ek onderwerp julle dan aan God. Weerstaan die duiwel. Dis nie ignoreer hom nie. Hy is die duiwel. Besef nie wie is aan my kant nie. God is aan my kant. En ek het myself onderwerp aan sy mag. En daarom weerstaan ek jou in die naam van Jesus. Hy sê weerstaan die duiwel en hy sal van jou wegvlug. So versterk ek. Nommer 1 is, ek gaan onderwerp my aan God. En die wete hoe groot en almagtig hy is. Dit praat ook van die vrees van die Here. God is in staat, hy is almagtig, hy kan alles doen. En ek is afhanklik van hom. Hy is die een wat my deurbraak gaan bewerkstellig. Nommer 2 is, soek jou raad by God. Ja, daar's baie raadgewers. Hy het vele raadgewers, sal jy wysheid bekom. En is wonderlik, en ons by die kerk het altyd, en ons is beskikbaar, en ons is bereid om vir mense raad te gee, en te luister, en eintlik, die beste wat ons kan doen is luister. Die beste wat ons kan doen is om te simpatiseer. En ek bid altyd, sê Here, geef my insig en geef my wysheid. Wat wil U sê? Nie wat wil ek sê nie. Ek wil vanoggend jou herinner, daar's 'n oop weg. As 'n gebroke liggaam en 'n gestorte bloed van God se seën wat vir ons 'n weg oopgebaan het, dat jy self kan nader met 'n vrymoedigheid.
en voor sy troon gaan staan. En ding wat uitstaan van Dawid se lewe, en hierdie sinsnede kom kort in Dawid se lewe voor, in al sy gevegte wat hy geveg het, in vers 8, 1 Samuel 30 vers 8, hy sê, en Dawid het die Here geraadpleeg. As 'n groot storie nou, ek weet nie wie veel het raak gelees nie, oor 'n sekere kerk in Amerika, 'n groot kerk, en een van die aanklagtes is dat die pastoor gesê het, dat as jy 'n gebed bid en sê, Here, as dit u wil is, dan is dit eintlik ongeloof. Nou, dis gevaarlik, en ek wil nie vingers wys nie, en ons wil nie kerke uithaal of iets nie, want jy kan enigiets uit konteks uithaal, en dit verkeerd quoteer. Okay? Maar hier is die ding, en alles wat ons vra, as ek geonderwerp is, gaan ek na God en sê, Here, wat is u plan? Gee my u raad. Dawid het geen geveg aangepak, as hy nie eers God geraadpleeg het nie. Hy het gewoonlik gevra vir die skouerkleed, dit was die beginsel, in die tyd wat hy skouerkleed oor hom gesit het, en voor God gegaan het in gebed, en gesê, Here, moet ons agtervolg, of moet ons bly? En as God nie vir my woord gegee het, het hy nie gereageer nie. Voor jy besluit maak, raadpleeg God, vra vir God, Here, is hierdie deel van u plan? Here, is hierdie deel van u wil? Here, wat sê u? En hier wil ek sê, dis baie keer gevaarlik, en ek het al gevind in beradingssessies, val as ek te naby aan die persoon is, familiariteit is baie gevaarlik in berading. Pas op om familie raad te vra. Nie dat jou familie die slegste raad wil gee nie. Niemand se motief is om vir jou slegte raad te gee nie. Maar as iemand emosioneel te naby is, wees versigtig om raad te vra. Want emosies is baie gevaarlik. En dit is goed om 'n buitestander, iemand wat onpartydig is, raad te vra. En ja, die Heilige Gees kan mense gebruik in ons lewe om vir ons raad te gee. Maar God nooi jou om bietjie by hom te gaan stil sit. Voor jy daai besigheidsbesluit maak. Voor jy rigting verander. Voor jy in daai verhouding ingaan. Raadpleeg hom, vra hom. Hy wil met jou praat. Julle weet, God praat nog steeds met ons. Die vraag is nie of God nog praat nie, die vraag is, luister ons nog? Dis die groter vraag. Vra ons hom nog? En ek dink die gevaar, en ek verstaan die plek van geestelike leiers, maar mense het te afhanklik geraak van geestelike leiers. God nooi jou tot 'n verhouding met homself. Om hom te gaan raadpleeg en te sê, Here, is hierdie u wil, is hierdie plan. En ook te bid, want dis tog hoe Jesus gebid het, nogtans nie my wil nie, maar u wil. Volgende punt is, hoe versterk ek my in God? Nommer 1 is ek onderwerp my, nommer 2 is ek soek sy raad, ek gaan soek by hom raad. Nommer 3 is wag op God. Geduld. Ja, maar die Here praat nie. Wel, jy is te ongeduldig. Ja, maar ek hoor niks. In die warbel van ons lewe, in hierdie rotte resies, is dit 'n uitdaging. Moet jy die tyd uitkoop, want as jy gaan vra en sê, Here, ek soek by u raad, ek wil u raadpleeg, dan moet jy sorg dat jy die tyd uitkoop om stil te kan raak, om te luister, want dis die grootste uitdaging, om alles eers hier stil te kry, en God se stem te identifiseer tussen al hierdie klomp stemme. Want wat is die belofte? Jesaja 40 vers 31, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende, en hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie. Wat moet ek doen? Hoe versterk ek my in die Here? Ek wag op hom. En as hy nie antwoord gee nie, dan reageer ek nie. Moenie doen as God nie gesê het nie, dis gevaarlik. Want jy kan nie goeie resultate verwag as jy nie sekerheid het dat dit God se wil is nie. Want God se wil het goeie resultate. Volgende punt is, ken God. Ken God in alles wat jy doen. Erken hom. Gee hom eer. En die kleinste dingetjie. Eendag getuig te sê, sy vrou se geloof is nie sy geloof nie. Hulle het verskillende gelowe, verskillende goed waarvoor hulle die Here vertrou. Hy sê maar sy vrou, as hulle gaan winkelsentrum toe gaan, het sy die geloof dat sy parkering naby die deur kan kry. Sy vertrou die Here vir parkering naby die deur. Hy sê dit werk vir haar. Nou wie is hy en wat as jy kan nie God vir dit vertrou nie? Hy sê ken my in.
Want jy sien, die is die uitdaging. Hy weet as sy vrou die Here ken om parkering naby die deur te kom, moet hy weer die Here ken om die rekening te betaal wat sy gaan spandeer. So daar's 'n weet 'n sneeubal effek. Dis kwai nie sy vrou se geloof, wil hy sy moet dit inspan. Maar hy sê, wat sê Spreuke 3 vers 5, hy sê 5 en 6, vertrou op die Here met jou hele hart en steun op jou eie insig nie. Soms moet jy net op daai plek kom wat jy erken, Here, ek weet nie meer nie. Ons Afrikaners is maar bietjie te trots om te sê, ek kan nie. Maar soms moet jy leer om dit te kan sê, ek kan nie. Nie verskoning gebruik vir die skorrelgoed, meneer, dit is nie, jy daar gebeur dit alweer, my vrou kan nie. Nee. Okay, so, maar daar is 'n plek, wat jy in die einde van jou vermoë kom. En dit is 'n goeie plek om dit te erken, want as jy vertrou op die Here met jou hele hart en steun op jou eie insig nie, ken hom in al jou weë, dan sal hy jou baie gelyk maak. Hoe versterk ek my in die Here my God? Staan op God se beloftes. As ek op sy beloftes wil staan, moet ek sy beloftes ken. Dis woordkennis. Want jy sien, wanneer ek in die woord inklim en sê, Here, maar hier is die beloftes in die woord, en ek die beloftes my eie maak, en die beloftes oor my lewe begin spreek, weet jy wat gebeur? Dit stig my geloof, want geloof kom deur die hoor, en die hoor van die woord. En die woord van God is vol beloftes, wat vir ons persoonlik geskryf is, en jy moet daai beloftes jou eie maak, jy moet jouself herinner aan daardie beloftes, en soos jy jouself herinner aan daai beloftes, en die skrif oor jouself kom quoteer, weet jy wat gebeur? Jy stig jouself, en wat gebeur? Geloof staan op, en jy versterk jou in die Here jou God, want jy staan op sy woord. Romeine 8:31, hy sê, wie sal dan van hierdie, wat sal ons van al die dinge sê? Hoor die beloftes in God se woord. As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Weet jy dit? Verstaan jy daai belofte? Filippense 4 vers 19, en my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus. Dis 'n belofte in God se woord. Staan jy op daai woord? Ja, jy moet daai woord ken, jy moet daai woord quoteer, jy moet daai woord bely oor jou lewe, en jy moet dit joune maak, jy moet op daai belofte staan en sê, Here, ek staan op hierdie belofte, ek aanvaar die belofte, en ek weet, U is die God wat hierdie belofte gemaak het, wat 'n waarmaker van die woord is. U woord sal nie leeg terugkeer nie. Here, ek verklaar hierdie woord oor my en my huis, dat U vir ons sal voorsien. Jy versterk jou in die woord van God op sy beloftes, Psalm 91, want hy sal sy engele aangaande jou bevel gee, om jou te bewaar op al jou weë. Mamma, jou kindertjies wat op pad is skool toe, en daar by die skool is en oral is, en jy so oor bekommerd is, jy moet staan op die woord van die Here, want dis besig om jou te dreineer. Jou emosies is besig om met jou woer te speel. Hoekom? Want jy wonder en jy's vreesagtig, maar die Here kom in sy woord en sê, jou kinders, hulle het hulle eie engele wat hulle oppas. Psalm 91 is die belofte. En jy moet jouself versterk, en jy kry gemoedsrus, want jy herinner jouself wie jou God is, en jou God het beloftes om te sê, dat hy gee sy engele opdrag, aangaande my man wat op pad is werk, ek hoef nie bekommerd te wees of hy veilig daar gaan uitkom nie, want ek dank die Here, sy engele het reeds opdrag gekry om sy pad vir hom voor te berei, en om te bewaar op al sy weë. Kyk, die woord is vol, soveel beloftes, en ek en jy moet ons versterk op daardie beloftes. Kom weer in die woord, herinner jouself aan die woord, spandeer tyd in die woord, en nie net lees, en ek wil net 'n hoofstuk klaar lees, moet hom nooit in lengte lees nie, lees hom in diepte, en maak hom persoonlik, en sê, Here, ek aanvaar hierdie belofte vir my en my huis. En jy versterk jouself en jou huis in hierdie beloftes van God. En die laaste punt is, hoe versterk ek my in die Here my God? Maak staat op die Heilige Gees se werk. Die bonatuurlike dimensie is 'n realiteit. Die bonatuurlike dimensie is 'n realiteit. Die geestesdimensie is 'n baie, baie groter realiteit as wat jy besef. Dink is Benny Hinn Catherine Kuhlman, wat die woorde altyd geuit het, sê, the Holy Spirit is more real to me than the person sitting next to me. Hy is met ons, hy is saam met ons,
Hy's vir ons, hy's aan ons kant, hy's vir ons gestuur om ons te versterk in 'n innerlike mens, om jou by te staan, om jou te vertroos, om die bonatuurlike te kom doen wat by die mens onmoontlik is by God moontlik. Glo jy dit vanoggend? En God woon in jou. Die goddelikheid wat in ons is die gees van God, dieselfde gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het. Dis die gees wat in ons werk, dis die bonatuurlike mag van God wat in ons leef. Kerk, ek en jy as Nuwe Testamentiese gelowiges moet staat maak op die teenwoordigheid en die leiding en die krag van die Heilige Gees, want ek en jy is nie alleen gelos as wese nie, maar die Vader het die trooster gestuur om met ons te wees, om ons te bevestig as sy kinders, om ons te bemoedig, om ons by die hand te vat en om ons op te rig en te versterk in ons geestelike mens. Jy kan nie die stryd net aanvat in die vlees nie. Jy kan nie die stryd net aanvat in jou kennis en wat jy weet nie. Maar daar's 'n stryd wat ek en jy moet aanpak in die gees, want jou oorwinning lê in die geestesdimensie. En Paulus kom leer vir ons. Hy sê Romeine 8:26, hy sê net so, as jy by 'n plek kom wat jy voel, maar ek weet nie meer wat se kant toe nie. Jy kom op 'n plek, ek weet nie eens meer wat om te bid nie. Glo jy was al daar? Here, wat bid ek nog? Ek weet nie meer wat om te bid nie, want my menslike vermoë, ek het aan die einde van my menslike vermoë gekom, maar hier is die ding wat ek al geleer het, as ek aan die einde van my vermoë gekom het, dis gewoonlik waar God begin. Want my menslike vermoë het in sy pad gestaan. En nou kom hy, in Romeine 8, hy sê net so ook, kom die Gees ons swakhede te hulp. Want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. God se Heilige Gees kom en hy werk deur jou, hy bid deur jou, hy bid tot God verborgde dinge wat ek en jy nie eers weet of verstaan nie, hy bid toekomstige dinge wat jy nie eers weet wat kom nie, maar jy laat die Gees van God toe om deur jou te werk, om deur jou te bid, deur jou tot die Vader te nader, en weet jy wat is die resultate daarvan? Die resultate is jy bou jouself, jy stig jouself in jou geloof. Dis 'n gawe wat God vir ons gegee het, kerk, wat ons soms so afskeep in ons geestelike wandel. En ek wil vanoggend vir jou sê, jy het nodig weer om hierdie gawe, die Engelse woord is te pursue. Jy moet jou beoefen in hierdie gawe, want dis 'n gawe wat jou sterk in jou gees. En God het vir ons verskillende gawes gegee, maar daar's een gawe wat jou as mens geestelik sterk hou en sterk maak, wat jou opbou en jou stig. En dis die gawe van die Heilige Gees wat hy vir jou die vermoë gegee het om God te aanbid met 'n taal wat jy nie eers verstaan nie. Weet jy dat God dit vir ons gegee het? Tot ons voordeel. En ek is so hartseer dat soveel kerke mense weerhou het vir soveel jare van hierdie waarheid, van hierdie realiteit, van die gawe van die Heilige Gees van spreek in tale. Want hy gee dit vir ons om ons te stig, ons sterk maak, ons op te bou in ons geestelike mens, want ons stryd is nie vlees en bloed nie, maar kragtig in die Here. Dis 'n geestelike stryd, en ons probeer dit in die verstand voer, maar ons kan dit in die verstand voer nie. Paulus sê in 1 Korintiërs 14, hy sê, want as ek in 'n, hy sê, want as ek in 'n taal bid, dan bid my gees, maar my verstand is onvrugbaar. Hy sê, hoe staan die saak dan nou? Ek sal met die gees bid, maar ek sal ook met die verstand bid. Ek sal met die gees psalms sing, maar ek sal ook met die verstand psalms sing. En dan sê hy vers 4, 1 Korintiërs 14 vers 4, hy wat in 'n taal spreek, stig homself. En ek het vanoggend, wil ek nie eens, dit gaan nie van oor, ja maar, jy moet verstaan, ek kom uit hierdie kerk en uit hierdie agtergrond, ek het vanoggend nie vir 'n saak oor in wat se denominasie jy groot geword het nie, ek het 'n saak met die woord van God, wat sê ek het jou kom toerus om jou te versterk, soos Dawid om versterk het in die Here sy God, het God vir jou sy gees gestuur om jou te versterk, in die innerlike mens, geestelik te versterk, sodat hierdie wêreld jou nie kan onderkry nie, maar dat jy kan uitstyg bo die omstandighede van hierdie wêreld, en te sê, weet jy wat, ek is bevestig deur die gees van God, as 'n kind van God, hierdie wêreld sal my nie onderkry nie, want hy wat vir my is groter as hy wat teen my is. Groter is die een wat in my woon as hy wat in die wêreld is. Die vyand sal jou nie onderkry nie, kerk, want God is aan jou kant, God is vir jou. Al draai al die mense teen jou, wil ek vir jou sê, Dawid het hier teruggedraai na die Here sy God en hom versterk in God, nie in sy eie vermoë en in sy manskap nie, maar hy het weer op die God wat sy skepper, sy maker is, sy vormeerder is, het hy gaan staat maak en God het hom weer versterk en hy het daar opgestaan en hulle vrouens en hulle kinders gaan terughaal en weer oorwinning behaal, want God het hom versterk. Van die manskappe wat op pad is na die volgende geveg toe, het net gesê, Dawid, ons kan nie, 200 van die manne het agtergebly. Jy moet die storie gaan verder lees. Sê, ons is uitgeput. Die emosies, die trauma was net te veel, ons kan nie meer verder nie. Dawid sê, reg, bly julle hier, ons sal verder aangaan. Ek dink is 300 wat oorgebly het, wat verder gegaan het. En hulle oorwinning behaal. Hulle het nie net hulle vrouens en kinders teruggebring nie, maar hulle het sommer die buit teruggebring van die vyand.
Daar's baie mense wat langs die pad net moeg raak en sê dis te veel. Weet jy die mooi ding in die storie, en is eintlik 'n ander preek op 'n ander tyd, maar toe hulle terugkom en Dawid die byt uitdeel gelyk op tussen die manne, toe sê een van die ander manne wat nou saam was in die geveg, nee, maar dis nie regverdig nie, ons het gaan veg, hulle het nie gaan veg nie. Hulle kan nie kry wat ons kry nie. Dawid sê nee. Ons almal was deur dieselfde stryd. Ons almal het 'n plek. Nie almal het dieselfde uithou vermoë en deursettingsvermoë nie, maar ons gaan nie onregverdig verdeel nie. Almal kry dieselfde. En ek wil vir jou sê vanoggend dalk voel jy skuldig omdat jy op tye al opgegee het. Dalk voel jy skuldig omdat die stryd vir jou te veel geraak het. Dalk voel jy skuldig om te sê, Here, ek het U teleurgestel. My geloof het geval in oomblikke, maar vanoggend wil die Here vir jou kom sê, so Dawid gesê het, maak nie saak al het julle opgegee langs die pad, my resultate bly nog steeds, ek is die God wat voorsien. Ek is die God wat aan jou kant is. En ek wil vanoggend vir jou dit sê, moenie laat teleurstelling in jouself en teleurstelling in jou omstandighede en mense jou onderkry nie. Want ons geloof is nie in mense nie. Ons geloof is in die almagtige skepper van die hemel en aarde. 'n God wat nie val nie. Wat ons nooit sal begewe, ons nooit sal verlaat nie. En ek sluit af met hierdie bekende skrifgedeelte, maar ek is tot alles in staat. Deur Christus wat my die krag gee. Mag Christus jou krag wees. Mag die Heilige Gees jou versterk. Mag jy, en as jy nog nie, en ons het nie volgende tyd om op uit te kom nie, maar ek sal vir jou bid na die tyd, as jy nog nie die gawe van spreek in tale ontvang het nie, die woordgawe is 'n geskenk wat God vir jou wil gee. Dis bo jou verstand, dis bo jou redenasies. Ek kan nie sonder dit funksioneer nie. Maar dit is so wonderlik. As dinge net te veel raak, of jy net nie weet nie wat se kant toe nie, jy gaan jou binnekamer, en jy begin jou taal net die Here aanbid. Jy begin jou taal net hierdie onuitspreeklike sigtinge opnoem. Dan is daar iets wat hier in jou binneste gebeur, wat bo natuurlik is. En dis vir almal. Dis nie net vir party nie. Hy gee dit vir wie dit wil hê. Dit is nie 'n ander van persoon nie. Dis vir jou kerk. As jy sit dalk volgende en jy het jou taal ontvang, maar jy het die gawe afgeskeep. Stof af. Tel die gawe weer op. En beoefen die gawe en sien die resultate. Want dis wat ek gevind het in my eie lewe, hoe meer ek in my gees bid, hoe spontaner is die res van die gawes. Dit is net hoe dit werk, want jy stig nie die vleesmens nie, maar jy stig die geesmens. Vat dit wat God vir het, gebruik dit, maar volg die voorbeeld van Dawid. Hou jou oë nie op mense nie. Hou jou oë nie op hierdie wêreld nie. Daar's chaos en daar's nog meer chaos en die kom, hoor die woord van die Here, daar's nog baie meer chaos wat kom, die wêreld, die hele wêreld. Ons ou landjie, wat dink as chaos, het nie 'n idee wat aan die kom is nie. Nie vir ons land nie, maar die wêreld. God gaan ons land bewaar. Maar dan kom chaos. En as jy nie sal gaan versterk in die Here jou God nie, gaan die chaos jou emosioneel onderkry. Maar wanneer ek in my binnekamer in my geestaal bid, dan styg ek bo die chaos van hierdie wêreld op. En ek word herinner dat ek is in hierdie wêreld, maar ek is nie van hierdie wêreld nie. My burgerskap is in die hemele. En ek heers saam met Jesus Christus. Weet jy dit? Glo jy dit? Dis deel van die beloftes. Jy moet jou versterk in die woord van die Here. So ek vat dit saam vanoggend. Hoe versterk jy in die Here? Eerstens onderwerp jy aan hom. Tweedens soek raad by God. Derdens wees geduldig, wag op God vir die raad, vir die antwoord. Vierdens ken God in alles wat jy doen, nie net in sekere areas, omstandighede van jou lewe nie. Derdens, fase is nou 5, staan op die beloftes van God. Met ander woorde, ken die woord. En die laaste ene, maak staat op die Heilige Gees se krag, God se inwonende teenwoordigheid. En die volgende net saam met my staan.
Die orkes kan vorentoe kom, ons gaan net afsluit met 'n laaste lied. Maar daar wie staan, net vanoggend miskien, het ons net nodig om opnuut onsself aan God te onderwerp. Jy was vir te lank in beheer van alles. Jy het gedink jy is in beheer. It's time to surrender. It's tyd om oor te gee. It's tyd om jou te onderwerp. En weer op die plek te kom wat jy jou God vertrou. En daar weer is vir 'n oomblik, nie jou oë sluit en sê, Here, as daar 'n area in my lewe is wat ek nie aan U onderwerp het nie, wys dit vir my, Here. En help my Heilige Gees om die leiersels te laat gaan en oor te gee. Help my om U te vertrou, Vader. Dalk is dit in jou huwelik. Dalk is dit met jou kinders, as jy uitdagings beleef. Dalk is dit in jou finansies volgend. Jy soveel planne, soveel idees, soveel dinge, maar jy het die leiersels in jou eie hande. Dalk is dit in jou emosies. Dat jy jou eie gedagtes probeer uitsorteer. Dalk moet jy dit net laat gaan volgend. En God vertrou. Vader, as die kinders staan ons voor U. Dankie dat ons 'n Vader soos U het. 'n Vader wat almagtig is, wat alwetend is, wat onbeperk is, 'n God wat hom ontferm oor sy kinders. En Here, elke persoon wat vanoggend in hierdie plek staan, U ken hulle deur en deur, elke haar op hulle hoof is getel, Here. Maar vanoggend wil ons voor U kom staan en Here, ons wil beheer kom oorgee. Ons wil die leiersels laat gaan. Here, ons staan voor U en ons onderwerp ons hele wese, ons hele lewe aan U, Here. Ons erken U is ons God. Ons verklaar Jesus is Here van ons lewe. En Here, in hierdie oomblik soos ons onsself onderwerp, Here, weerstaan ons die bose. En Here, ons staan op hierdie belofte in die woord wat sê dat die vyand sal wegvlug, want hy sidder en bewe vir die kinders van God wat geonderwerp is aan hulle God. En Here, dankie vir deurbrake, dankie vir verandering, dankie vir vernuwing, Here, dankie vir nuwe dimensies wat oopgaan, Here, deure wat oop swaai, deure wat die vyand gedink het, hy kan toehou om ons te weerhou van U grootheid, en Here, U seëninge wat U vir ons instoor het, Here, daai deure vanoggend waai wyd oop, want die vyand vlug sterk steeds in die bene, Here, want hy sidder en bewe vir die seuns en dogters van die lewende God, wat hulle lewe gebaseer is op die waarheid van die woord en die beloftes van God se woord. En Here, ek verklaar vanoggend, U is vir ons. God is vir ons. Wil jy dit net vanoggend verklaar nie? God is vir my. Hy is aan my kant. En as God vir my is, wie kan teen my staan? Dankie, Here, vir hierdie sekerheid, vir hierdie geloof. Ons eer U vanoggend vir U woord. Mag U Gees die naprediker wees. Lei ons as oorwinnaars in die stryd van hierdie wêreld en hierdie lewe. In Jesus naam. Want ons verklaar, ons is tot alles toe in staat deur die krag van Christus. In Jesus naam. Amen. Kom ons sluit af met 'n lied. Mag die Here jou seën. Mag hy sy aangesig oor jou laat skyn. En mag hy jou vrede gee. Gaan in die vrede van die Here, in die sekerheid, hy is God met jou. Sy inwonende teenwoordigheid is jou oorwinning, jou vryheid, jou deurbraak. Die teenwoordigheid van die Gees van die lewende God. Die Here seën jou. 'n Heerlike Sondag vir julle. Ons het vanaand
gebedsuur om 6 uur, moenie mis nie, wees hier, kom tree saam met ons in vir ons land en vir ons gemeenskap. En ja, ons sien uit na ons heerlike koffie en tee, kuier lekker saam as jy gebed nodig het. Jy is welkom net hier voor na die matte toe kom en die bedieningsspan gaan jou bedien.